Amen. Terwyl julle net so staan, kom ons loof die Here op die manier hoe jy gewoond is om die Here te loop. Daar waar jy staan, sê net dankie vir die Here, want ons dien 'n groot en almagtige God. Kom, die woord van die Here sê, ons moet hom aanbid in gees en in waarheid. Op jou eie, net daar waar jy staan, kom ons sê net dankie vir die Here. Here, ons wil vir u dankie sê, vir u liefde en die genade, want u is groot en almagtig, daar's niemand soos u nie. Dankie Here, dat ons vir u kan dankie sê, want u is almagtig. U is 'n wonderbaarlike God, 'n ewige Vader, 'n sterke koning. U is met ons. U het ons tot hier toe gebring, Here. En ons weet, ek weet u gaan ons nog verder vat in hierdie nuwe jaar in en hierdie alle dinge wat voorkom. Ons loof u, Here, want ons woord, ons as gemeente wil vanoggend vir u loof, want die woord van die Here sê God woon in die lofoffers van sy volk. Ek bid, Here, dat die woorde van ons mond en die gedagtes van ons hart vir u welbehaaglik is. En ek bid dat dit sal wees soos 'n geur wat opgaan na God toe, wanneer ons u loof en prys in hierdie kerk vanoggend. Elkeen daar, bid net en sê dankie vir die Here. Die van julle wat tale praat net tot die Here. Kom ons gebruik net hierdie klein oomblik om vir die Here dankie te sê vir sy goedheid. Dankie Here, ons wil die eer en die prys en die loof en die dankie sê, Here, want u is goed vir ons. Dankie dat u ons tot hier toe gedra het. Dankie Here dat die goedheid en guns van die Here oor ons is, en dankie dat ons kan weet dat u met ons is, en as u vir ons is, wie kan teen ons wees? Dankie Here dat ons in hierdie atmosfeer van aanbidding vir u kan loof en prys. Amen en amen. U kan die sitplekke neem. Amen. Ek wil vanoggend praat oor, julle het mos kyk, hoe gee jy? Ek wil by die begin, ons het laas Sondag mos 'n doopdiens gehou. Die doopdiens en die preek was die doop van Jesus. Jesus is gedoop, hy was sondeloos, hy is gedoop as gevolg van gehoorsaamheid aan God. Dit was in Matteus 3. So ek verder net deurgaan, kom ons lees net vinnig deur die Bybel. Matteus 4. Nadat Jesus gedoop het, het die Heilige Gees hom ingelei in die woestyn in, en hy was 40 dae lank in die woestyn. En toe hy in die woestyn was hy versoek deur die duiwel, maar hy die duiwel weerstaan, en hy het vol van die Heilige Gees uit die woestyn uitgekom. En toe hy uit die woestyn kom vol van die Heilige Gees, het hy gepreek, en die preek wat Jesus gepreek het, hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle, draai om van julle verkeerde weë, want die koninkryk van God is naby gekom. Dit was Jesus se preek, en hy preek dit nog vandag. En die predikers wat die Here aangestel het, preek dit nog steeds. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is naby. Die koninkryk van God is God se koninkryk. En die koninkryk van God is ook 'n gee koninkryk, want God is die een wat gee. As ons in Johannes 3 vers 16 lees, dan sê ons, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Die koninkryk is 'n gee koninkryk. En die kinders van die Here wat in die koninkryk van God is ook mense wat gee, kan ons sê amen. Want om te gee, die Here sê dis beter om te gee as om ontvang. Die wêreld verstaan nie hierdie goed nie. Die Here sê so, en as hy so sê, dan is dit so. Dis beter om te gee as te ontvang. Sien die scenario, en toe nadat en Jesus het hierdie woord gepreek, bekeer julle, die koninkryk van God het naby gegaan. En die woord sê, oral waar hy gegaan het, Matteus 4, het hy mense gesond gemaak, dat wonderwerke gebeur, en die koninkryk van God het naby gekom, toe mense gesond gemaak het, mense hulle bekeer, mense se lewens verander. Dit was die boodskap, en God het dit uitgesend, dit was so. En die Bybel sê, 'n menigte mense het hom gevolg. Oral wat hy gaan, het die mense agter hom aangegaan, want hulle wil hoor, wat sê die Here. Sien die verhaal. En hulle sê, Jesus het op 'n berg opgegaan, en halfpad toe hy by die berg was, het hy gaan sit. Matteus 5, 4 en 5. Hy het gaan sit, en hy het hulle begin leer. Jesus het gaan sit, en hy het begin leer. Dit is lekker vir my om musiek te maak,
Dis lekker hier in die kerk, nee, as daar musiek is. En musiek speel 'n belangrike rol. Maar julle weet, Jesus het nie 'n band gehad nie. Hy was so kragtig dat hy nie nodig gehad het om 'n band te hê nie. En hy het gesit en hy het uitgekyk oor die see van Galilea en 'n menigte mense het gesit en hy het hulle begin leer, sê die woord van die Here. En die eerste lering wat Jesus gesê het toe hy begin praat, toe sê hy salig, salig is die wat arm van gees is. Salig is die wat salig. En vir ons wat nie daai tyd gelewe het nie, wil ek julle net mooi verduidelik wat beteken die woord salig. Die woord salig beteken blessed. In daardie dae toe Jesus uitgespreek het oor die mense wat kom sit het hulle geglo dat saligheid is net beskore vir konings of hoë mense, maar nie vir die gewone mense nie. Jesus sê vir ons gewone mense, salig is die wat arm van gees is, blessed. Hulle het geglo dat hulle sal eers saligheid beerwe as hulle doodgaan. Maar Jesus kom en hy verkondig aan die mense terwyl hy daar sit en kyk oor die see salig. Die volgende wat hy gepraat het, en toe het hy verder gegaan en hy het oor die wet gepraat. En hy sê, hulle sê, maar ek sê. Ek wil hê as julle kans kry, moet julle dit net bietjie gaan lees. Hy het gesê, hulle sê dat jy mag nie oorspel pleeg nie, maar ek sê vir jou, as jy na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy weer reeds al self oorspel, selfmoord. Ek dink dit is baie keer selfmoord. Ek het nie verkeerd gepraat nie. Ek dink dit is selfmoord. Om dit te doen is selfmoord. Okay. Dankie, dis goed vir humor. En hy sê en hy het oor die wet gepraat. En nou kom ons by die preek in Matteus 6 staan daar oor gee. Hy sê eerste wat Jesus sê vir hulle, pas op. Pas op. Pas op. Wees versigtig. Ek gaan sommer daar lees. Wees versigtig dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense gedoen dat julle gesien kan word nie. Liefdadigheid in die Griekse bestaan van daai beteken righteousness, jou regverdigheid. Liefdadigheid, die Griekse woorde is baie keer anderste, maar wat Jesus gesê het, moenie dink dat jy jou regverdigheid, jou righteousness sal kry. Pas op, moenie dink dat jou liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. So, en hier is 'n groot waarheid, nê? Hoe gee ons? Pas op, laat julle dit nie doen om deur mense gesien te word nie. En baie keer het ek gedink aan hierdie deur die mense gesien te word nie. En selfs aan my as 'n pastoor wil ek vir julle sê, soms dan dink ek gaan nou bid, wat gaan ek bid? Ek bid eintlik vir God, maar ek wil ook hê dat die mense moet hoor wat ek sien. Dit is ook 'n verkeerde manier en ek wil die Here vra om my te help. Ons moet mos tot God bid, nie sodat die mense kan hoor en dat hulle die Bybel, Jesus sê pas op vir die mense. Ek sien altyd wanneer die borge vir die rugby of iets geld gee, dan hulle doen dit nie agteraf nie. Het julle al gesien daai groot checks, so groot check, R1000 of R1.000.000 vir die rugby en so. Jesus sê vir my en vir jou, pas op dat ons nie aanstel nou, want dit is om deur die mense gesien te word. En wat sê hy dan as jy dan deur die mense gesien te word? Dan sê hy verder daar, wanneer moenie, ek gaan net bietjie terug, ekskuus, maar ek het wag dat ek sommer hier lees. Jammer. Pas op dat julle liefdadigheid nie voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by die Vader wat in die hemel is nie. As jy kind van die Here jou liefdadigheid doen om deur mense gesien te word, dan het jy geen loon by die Vader nie. Dan is jy klaar, jou loon het gekry, want die mense hande klap. Die pastoor het vandag R1000 vir die kerk gegee, en as ek hier afkondig, julle weet ons kort iets, maar ek gee my geld, ek gee R1000, en almal klap hande.
Die Here sê pas op vir dit. Jy het klaar jou loon gekry, niks verder loon nie. Die handeklap van mense is al wat ek gaan kry. Verder gaan ek niks weer kry nie. Sê die Bybel, sê die Here van die leerskare so. En hy sê pas op vir dit. Jy gaan nie weer verder enige loon kry nie. Dit is jou loon wat jy gekry het en is klaar en jy geen loon by die Vader wat in die hemel is kry jy nie. Vers 2 sê wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die gefeinstes in die sinagoges en op die strate doen nie, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir jou, hulle het ook hulle loon weg. Wat Jesus hierso staan in die tyd van die Bybel, het die kerkmense, die fariseërs en daai mense, wanneer hulle liefdadigheid bewys het, het hulle 'n groot sak geld gevat, trompette geblaas en as die mense kom, die geld vir hulle gegooi. Hulle het nou nie TV's en alles gehad daar nie, maar as hulle sou gehad het die mense foto's geneem en sien, kyk hierdie rabbi, hy gee vir die mense. Dis nie is wonder en hy blaas eet trompet dat hulle mense kan kom om te kom kyk wat gaan hier aan. Die rabbi, die fariseer, hulle is besig om vir die arme mense geld te gee. En Jesus sê dis klaar, hulle sal niks weer verder kry nie. Dit is hoe ons moet gee, nie deur mense gesien te word nie. Ek wil net hierso net stop. Ek gaan net vandag praat oor hoe om te gee. As ons verder lees in Matteus, net na dit, en dan praat hulle, so moet julle dan bid. So die volgende gaan ek praat oor hoe moet ons bid, en die derde een is, as julle vas. So Matteus 6 gaan oor 3 gedeeltes. Eerste oor hoe gee ek, hoe bid ek, en vas. En volgende jaar in die begin gaan ons vas en dan so deur hierdie tyd gaan ek oor die ander gedeelte. Ek praat nou net oor die gee gedeelte. Ek het gelees van 'n rabbi wat geloop het saam met 'n ander pastoor, dis in Israel, en die mense wat bedel kom na hom toe en na die pastoor toe en hy sê nee sorry, ek het niks om te gee nie. En die rabbi het baie kwaad geword en hy het geld uitgehaal. En hy kyk vir die pastoor wat nie wil geld hê nie, wat nie wil geld gee nie, en hy kyk vir hom en hy gee vir die arme mens. Hy kyk vir die pastoor en hy gee vir die arme mens. Baie keer dan gee ons vir ander mense om gesien te word. Ons wil graag hê dat die mense moet sien en dit is, ek dink is die natuur van die mens. Ek is nie so wonderlik dat ek dit nie ontsnap nie. Ek wil altyd hê as ek nou by die hoompie gaan eet, dan wil ek sien, dat die vrou sien, ek gee. Ek het klaar my loon gekry, klaar. So dit is die boodskap wat ek vanoggend vir elkeen van ons sê. Pas op, dat ons moet versigtig wees, hoe ons gee. Baie mense, ek wil praat oor 10de gee, ek het nog nooit eintlik gepraat nie, dis nie my begeerte nie, ek sê vir julle regtig, die Here het op my hart gesit om hierdie met julle te bespreek. Ek wil nie geld hê van die kerk af nie. God het nie julle geld nodig nie, God het julle hart nodig. En dis hoekom hy daar praat van gee, jou hart, jy moet uit jou hart uit gee. Jou hart is die een wat bepaal hoe werk die gee ding. Baie mense praat oor tiendes gee en offerhandes en baie goeders oor geld, wat baie mense ongelukkig maak en sê, maar die pastoor praat net oor geld. Ek is al 10 jaar hier, ek glo nie ek het ooit oor geld gepraat nie, maar ek wil praat oor gee, jou hart van gee, want die Here gaan jou beloon op 'n ander manier. Die Here se goedheid en guns, en ek weet, hier's baie mense, ek weet wat gee hierso. Ek weet nie wie hulle is nie, God weet. As ek nie weet wie is jy wat gee nie, dan is dit beter vir jou, want baie keer dan dink jy, as iemand gee, moet jy hom anders te behandel, as iemand wat nie gee nie. Maar ons kan nie so maak nie, die Here werk nie so nie. So ons moet weet, gee is belangrik, en vir elkeen van ons. So, vers 3 sê, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, so Jesus leer vir ons, hoe moet ons maak, as ons gee, as ons liefdadigheid, as ons regverdigheid wil hê, laat jou linkerhand nie weet, wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgenhede kan wees, en jou Vader wat in die verborgenheid sien, hy sal jou
in die openbaar vergelde. Ek wil dit weer lees. Hy sê, jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Nou wat beteken hierdie gedeelte? Beteken dit as ek nou in die verborgenheid gee, dat die Here my in die openbaar sal vergelde om vir my geld te gee? Dit kan dit dalk beteken, maar dis baie meer dieper as dit. Elkeen van ons wat hier sit, weet dat geld speel 'n belangrike rol, maar liefde, genade, daar's baie goeders. Die meeste belangrikste goeders wat op hierdie aarde is, kan jy nie met geld koop nie. Ek kan nie my gesondheid met geld koop nie. Ek het al baie mense, en ek beloof vir julle verskriklik baie mense ontmoet, wat vir my gesê het, pastoor, ryk mense, ek sal al my geld gee, alles wat ek het, wat ek besit, as ek net my kind kan op om dwelms te gebruik. Ek sal al my geld gee, as daar net vrede kom tussen my en my familie, as daar sekere dinge wat geld nie kan koop nie. En nou sê die Bybel, die Here sê vir ons, as jy in die verborgenhede gee, dan gaan God jou in die openbaar vergelde. In die openbaar is daar waar mense kan sien dat daar liefde onder mekaar is daar waar daar kan sien dat daar vrede is, selfs in die kerk, as ons in die verborgenheid gee, dan sal God in die openbaar vir ons vergelde. Kan julle amen sê? Praat ek die waarheid vandag in hierdie kerk, en ek weet dit is so. Ek weet, baie mense, die meeste mense wat geseënd is mense wat gee, want God het 'n breimoedige gewer lief. Dit is so, die Here is lief vir mense wat gee, maar nie mense wat dit afkondig nie, en sê, wel, ek het dit gegee en dat gegee. En ek praat met niemand in hierdie kerk nie. Ek weet dis baie mense wat gee, maar ek weet so rukkie terug was iemand by die kerk wat eendag kom hy na my toe en hy gee vir my 'n koevert. Ek neem aan dat was geld, baie geld, 'n dik. As hy dik is daar mos baie geld en net daar nie. 'n Dik koevert. Hy sê, pastoor, ek gee vir jou hierdie. Gee dit asseblief vir daai ene. Gee dit vir daai ander persoon. Ek kyk na die kerk koevert en ek sê, joh, die kerk kan help ons doen met hierdie geld. Maar omdat dit nie vir my was nie, het ek vir die persoon gegee. En ek weet die persoon het daai geld nodig gehad. Baie keer bid ek en jy, sê, Here, asseblief help my, ek het dit of dit nodig. En dan hoor ander mense dit, en hulle kom en hulle gee vir jou. Want God het in die verborgenheid gehoor, en hy help jou in die openbaar. In die Nuwe Testament wil ek 2 versies lees. Wat sê die Nuwe Testament oor hierdie saak van gee? Ek wil Romeine lees, Romeine 5 vers 27. Ons moet mooi lees wat sê Paulus hier vir die Romeine. Hulle het dit goed gevind, sê ek aan julle, is ook hulle skuldenaars, want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoffelike goedere te dien. As die heidene, ek en u, ons was ook mos heidene, hulle het goed gevind, sê as hulle skuldenaars, as die heidene ons deel gekry het van hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoffelike goedere te dien. So die Here sê eintlik hier vir my en vir jou, as ons moet met stoffelike goedere dien, en stoffelike goedere is geld en dit, en ek praat nie vanoggend oor geld nie, ek sê dat dit ons geestelike, as jy geestelike kos kry, dan moet jy ook stoffelike dinge gee, nie om te betaal nie, sodat die kerk kan groei. 1 Korintiërs 9 vers 11 sê, as ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak as julle stoffelike goed maai. Hy vra, uitroepteken, as ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak as julle die stoffelike goed maai. Vra Paulus vir my en vir jou. As julle meer wil weet oor hierdie goed, lees 1 Korintiërs 9,
1 Korintiërs 9 verduidelik alles baie mooi oor hierdie gedeelte van pas op hoe jy gee, want om te gee, baie keer dan dink jy sal nou hierdie iets gee en dan gaan dit weer na jou toe terugkom dadelik. Die kerk, God se gees werk nie so nie. Die Here weet wat jy gee en hoe hy jou sal seën. Amen. So dit help nie as ek nou skuld het, dan gaan gee ek nou vir iemand 'n klomp geld en ek glo dat ek gaan dit nou weer terugkry. Die koninkryk van God is anderstekens van die Here. Maar wat belangrik is, ons moet uit ons hart gee om nie deur mense gesien te word nie. Ons liefdadigheid sê Here, hoe moet ek gee? Hy sê gee sodat die mense nie hande klap en bly wees nie, dan jy klaar gekry. Jy kry niks meer verder nie. Dit is eintlik al. As jy op jouself vertrou, dit is wat jy gaan kry. En ek wil jou hart, Hippokrates sê 'n man met 'n dubbele hart het dubbele standaarde. Dit is die regte manier van gee, is om te gee in die geheim. Nou ek het 'n ander preek hierso gepreek so rukkie terug oor die weduwee by die weduwee wat haar laaste so geld gegee het. Beteken dit dan wat ek nou gesê het dat ek nie in die openbaar kan gee nie? Nee. Onthou julle die preek van die weduwee. Sy het 2 oortjies gehad en sy het dit gaan ingee in die teenwoordigheid van almal en die Here het dit gesien. Die Here het dit gesien en die mense het dit gesien van die weduwee wat die 2 oortjies is haar laaste geld. En die Here sê sy het meer gegee as al die ander mense. Ek het mos julle kan onthou toe ek oor daai goed. Sy het meer gegee as al die mense. So dit hang nie af van die geld nie, die hoeveelheid van geld nie. Dit hang af van wat in jou hart aangaan. Hoe het jy nou gegee? Sy het by die tempel gegaan en haar hart waarmee sy gegee het, dit is om te gee is om die Here sal jou seën, kind van die Here. Dis 'n belofte van God. En God sal nooit teruggaan oor sy belofte nie. God sien in die geheim en hy gee jou finansiële, geestelike vrede en goeders. Julle kan nie glo ek is amper klaar. Dis net 3 dinge wat ek wil praat oor hierdie. Die koninkryk van God is 'n realiteit en is nie 'n voorskrif nie. Die koninkryk van God is 'n realiteit en nie 'n voorskrif nie. En vrygewigheid is deel van die koninkryk van God. En altyd wanneer jy gee, en dit is eintlik die hoofpunt van hierdie ding. Wanneer ek 'n kind van die Here is en ek gee, dan is dit tot God se eer, nie tot my eer nie. As julle enige iets vergeet, ek het so kort gepreek, ek dink julle sal onthou wat ek gesê het. Dis tot God se eer, nie tot my eer nie. Altyd tot God se eer. God verdra nie as mens sy eer vir hom vat nie. Ek kan nie kom en wanneer die Here dinge gebeur, ek verstaan hierdie goed en ek wil hê ons moet dit mooi verstaan. Dis altyd tot die eer van die Here. As iemand iets ontvang het hierso en as jy pastoor het so mooi gepreek, as ek sê dankie, dis my en ek voel ek is nou trots, dan het ek God se eer gevat. Dan sal ek ook niks meer verder eer kry nie. Dit stop net daar. Daar gaan niks meer verder kry oor hierdie wonderlike ding wat gebeur het nie. Dit is tot God se eer. Ons moet dit altyd, ons moet onthou wanneer die Here jou seën, dan moet jy vir hom dankie sê en God deel nie sy eer nie. God se eer is dit wat aan hom toe kom. En ons kan dit nie vat vir onsself nie. Ons moet die Here eer met dit wat hy vir ons gee, met die genade van die Here. Daar's 'n fyn saak hierdie om God die eer te gee. As jy vir iemand bid en die Here maak hy ek het al lank terug. Ekskuus man, ek praat baie van myself, maar dit is om iets mooi te verduidelik. Ek het net hier gekom 'n paar jaar terug. Toe was 'n man wat baie ernstig siek was in die hospitaal en die familie het my soontoe gevat en hulle sê dis klaar praat met hom, die man gaan doodgaan. Hy was in 'n motorongeluk. Hulle was hier in die kerk, maar is lank terug. En toe
gaan ek en toe ek vir die man bid en julle weet mos hoe werk, hulle roep die familie, sê kom by. En ek het vir hom gebid, maar die Here het hom gesond gemaak. Hy loop nou nog hierso rond. Eendag lank terug toe kry ek hom, toe sê hy vir hulle, dis die pastoor wat my gesond gebid het. Sê ek, nee, ek het jou nie gesond gebid nie, die Here het jou gesond gemaak, ek het gebid en die Here het jou gesond gemaak. Ons kan nie eer van God se goed vir onsself vat nie. Ons kan dit nooit doen nie, kinders van die Here. Want dan is dit al wat jy sal kry. Dit is die boodskap wat ek vir julle gebring het vanoggend. Ek wil net sê, pas op hoe jy jou liefdadigheid gee. As jy dit voor mense kry, sal jy geen verdere eer mee kry nie. Ons moet altyd God eer gee. Dit is altyd om God die eer te gee. En ek wil hê ons moet net ons oë toemaak en saam bid. Here, ek weet in my hart dat ek het ook nie vir u vanoggend teleurgestel nie. Net hierdie kort boodskap, pas op hoe jy gee, help dat u die naprediker is in ons harte, help dat elkeen wat hierso sit, dat hulle sal besef hoe om te gee. Dis hoe die Here ons gehelp het om te leer, toe hy op die berg gesit het en vir mense geleer het en sê, dis hoe jy moet gee. Dankie daarvoor, Here. Help ons dat ons dit sal verstaan en dat ons nie die eer van mense soek nie, nooit in ons lewe nie. Here, ons as kerk, ek bid vir ons kerk, Here, dat ons ook nie die eer van mense sal soek nie, maar dat ons die eer van God sal soek. Want God, wat in die verborgenheid gee, u maak dit in die openbaar bekend. En ek bid vir elkeen wat hier is, Here, u ken elkeen van hulle, en ek weet dat u sal vir hulle, dit wat hulle in die verborgenheid gegee het, in die openbaar sal u vir hulle gee. In die naam van Jesus, dankie vergewers, Here. Dankie dat die koninkryk van God naby gekom het, wanneer mense gee in die koninkryk van God. En ek wil bid in die naam van die Here, dat elkeen dit reg verstaan, nie verkeerd verstaan nie. In die naam van Jesus, amen en amen.
een ding, Here, ek's jammer. Tweede ding is, verander my rigting. Ek wil nooit weer in daai rigting waar ek was nie. Verander my rigting 180 grade. En ek kom daai môre tot waaragtig tot bekering. Waaragtig tot bekering. En ek het nie eens geweet wat is bekering nie. So as jy vermoor in 'n rigting is, waar jy net sukkel en swaar kry, verander jou rigting. Verander jou rigting in hierdie môre. Ja. En dis hoekom hierdie liedjie vir my altyd so 'n wonderlike liedjie sal wees. Nou, of course is my lewe nie 'n maanskin en rose elke dag nie. Ons face challenges, ek wat daar by die veiling, ons sukkel met back and closure. Die land, het gaan nog net erger word in ons land. Back and closure is 'n werklikheid. Maar julle sal nie glo goed sê Here vir my nie. Ek is nie gebind aan 'n mens wat my kom ondersteun nie. Elke keer bid ek net, Here, seën net my veiling en dan kom maar net nuwe mense. Dan kom maar ouens, dan sê hulle, Jesusie, maar wie is jou kalfkopers? Ek sê ek het nie kalfkopers nie. Jong, nou wie koop die kalvers? Ek sê ek weet self nie, maar dit word elke week verkoop. Wie is jou beeskopers? Ek sê ek het nie beeskopers, maar elke week word dit verkoop. En ons hou rekord veilings. As veilings wat al baie sleg doen, ek hou nog deur al hierdie omstandighede rekord veilings. En dis so, maar my rigting. As jy vermoor in die verkeerde rigting is, draai jou rigting. Dankie pastoor vir voorreg. Amen. Amen. Kom ons gee die Here lof vir dankie. Jy sien Dani, dis hoekom ek kort gepreek het vir dit. Vanoggend toe ek met die eerste mense wat ek praat vanoggend sê die boubedryf is sleg, hulle sukkel, hulle is moeilike omstandighede. Ek weet dis mense hierso wat nie werk het nie. Ons moet op die Here vertrou en maar ek wil ook eintlik, maar ek gaan hom nie vra nie. Hy het ook gegee, nê? Pas op. Laat ons moet onthou, pas op. Moenie gee dat mense jou kan sien nie. Ek wil bid vir die mense wat nie werk het vanoggend nie. Ek weet nie of nee, ek wil nie eintlik hulle vorentoe roep om hulle te embarrass nie. Ek dink kom ons weet, die van julle wat nie weet nie, kom ons bid net vir hulle. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons ook kan verklaar, omdat u lewe sien ons kans vir môre. Ek bid vir elkeen in hierdie kerk vanoggend in die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat U hulle sal help, dat U vir hulle deure sal oopmaak, dat hulle sal weet dat God wat dit vir hulle oopgemaak het. Ek bid vir elke werklose persoon in hierdie kerk in die naam van die Here. En ek bid dat God vir hulle sal help, dat hulle werk sal kry in Jesus se naam. Want God se ekonomie is anders as ons ekonomie. En God, wat ons in die verborgene dinge bid, sal God in die openbaar vir ons waar maak. Ek weet, Here, dat hier sal mense kom getuig om te sê dat die Here het vir hulle voorsien. Ons moet die eer aan God gee. Ek bid, Here, elkeen wat hier is, wat voorsiening van die Here nodig het, wat dit ook al is. Ons kyk op, want ons verlosser lewe, en ons weet by God is niks onmoontlik nie. Ons bid vir mense wat siek is, Here. Ons kom teen hierdie siekte van kanker. Ons kom teen werkloosheid. Ons lewe in 'n land waar dit waar is, dit gaan nie beter word nie. Ons is nie pessimisties nie, maar ons God, ons het U nodig, Here. Ek bid uit my hart uit vir elkeen hierso in Jesus se naam. Amen en amen. Kom ons gee die julle Here 'n lofoffer. Ontvang die vrede van die Here en julle is almal welkom om gaan koffie drink. Daai 4 mense